Psalm 115 vers 1 tot 15. Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan U naam kom die eer toe, want dit is U wat liefde en trou bewys. Waarom sou die heidene kan sê, waar is hulle God nou, en dit terwyl ons God in die hemel is? Alles wat hy wil, doen hy. Wat hulle het is afgode van silwer en goud, die werk van mense hande. 'n Mond het hulle, maar praat kan hulle nie. Oë het hulle, maar sien kan hulle nie. Ore het hulle, maar hoor kan hulle nie. 'n Neus het hulle, maar ruik kan hulle nie. Hulle hande, daarmee kan hulle nie voel nie. Hulle voete, daarmee kan hulle nie loop nie. Daar kom geen geluid uit hulle keel nie. Wie hulle maak en op hulle vertrou, sal net soos hulle word. Israel, vertrou op die Here. Hy help en beskerm jou. Huis van Aaron, vertrou op die Here. Hy help en beskerm jou. Julle wat die Here dien, vertrou op die Here. Hy help en beskerm julle. Die Here dink aan ons. Hy seën die huis van Israel. Hy seën die huis van Aaron. Hy seën die wat hom dien, klein en groot. Mag die Here julle talryk maak, julle en julle kinders. Mag die Here julle seën, hy wat hemel en aarde gemaak het. Ons as mense is so geneig om eer te wil ontvang. Ons wil so graag hê ander moet ons raak sien, ons op die skouer klop, ons op 'n podium plaas en sê, mooi so, jy het goed gedoen. Maar die psalmdigter sê vir ons in Psalm 115, nie aan ons nie, maar aan U kom die eer toe. Want dit is U wat liefde en trou bewys. Daarom moet ons lewe vandag aan die Here eer bring. Nie aan onsself nie, nie aan mense nie, net aan die Here. Hy sê die heidene, mense wat nie die Here voluit dien nie, hulle het afgode. En nou kan jy miskien sê, maar vandag het mense nie meer afgode nie. Maar as jy jou vertroue stel in enige iemand behalwe die Here God, dan is daardie ding, daardie persoon of daardie iets vir jou 'n afgod. As jy jou vertroue stel op geld, is geld vir jou 'n afgod. Maar Psalm 115 sê vir ons, afgode het monde, maar hulle kan nie praat nie. Hulle het ore, maar hulle kan nie hoor nie. Hulle het oë, maar hulle kan nie sien nie. Hulle het hande, hulle kan nie voel nie. Hulle het voete, maar hulle kan nie loop nie, want hulle is dood, hulle is mens gemaak. Maar God is nie 'n mens nie. God is die skepper van die heelal. Daarom kan ons hom vertrou, want hy help, hy beskerm ons. En dan kom die oproep in vers 11, wat sê, julle wat die Here dien, vertrou op die Here, want hy help en hy beskerm julle. Hy wil jou seën vandag, maar jy moet hom voluit dien met volle oorgawe. Moenie op ander afgode vertrou nie. Moenie op ander mense en ander dinge vertrou en aan hulle vashou nie. Hou vas aan die Here. Vertrou op hom. Laat hy die nommer 1 in jou lewe wees. Dien hom met jou hele hart, siel en verstand. Wees lief vir hom met alles in jou, want hy seën die wat hom dien, klein en groot. Here, vergewe my waar ek so maklik op my eie insig of op ander mense en op dinge vertrou. Ek wil net op U vertrou, Here. Ek wil al my vertroue in U stel, want U is die enigste een wat betroubaar is. Ek kom gee nou my lewe vir U. Hier is ek, Here. Gebruik my soos wat U goed dink. Ek vertrou my lewe aan U toe. Dankie dat ek ook weet dat U my sal seën, want U seën U kinders baie graag. Ek loof U en ek prys U groot en wonderlike naam. Daar is niemand soos U nie, want U is die enigste God. U is die lewende God, die skepper van hemel en aarde. Amen.